Goeiedag vriende, ek hoop dit gaan baie goed daar by jou huis en met jouself en jou hart en jou lewe en jou mense. Nou ja, ons vier hierdie naweek Vrouedag. En op hierdie Vrouedag wil ek vir jou 'n woord sê wat my wonderlike moeder wat so 3 weke gelede oorlede is, altyd vir my gesê het. As ek vir haar vertel, ag ek is lief vir die mense en ek is lief vir die kerk en ek is lief vir die Here en so voort, sy sê vir my onthou net, wees ook lief vir jouself. So ek wil vandag vir jou sê as vrou, maar ook vir jou as man, en vir jou as kind. Wees ook lief vir jouself. Dis ook nodig om vir jouself lief te wees. Jy het ook dit nodig. En dit is ook belangrik. En dit is ook reg. Nou, miskien sal party mense wat nou hierna luister, dit bietjie vreemd op die oor vind om lief te wees vir jouself. Maar lief vir jouself in die Bybelse konteks beteken mos nou nie selfsug nie, of om selfbehep te wees nie, om net 'n houding te hê van me, myself en I, waar dit net oor die eie ek gaan, of waar mense in jou eie bubbel lewe, of in jou eie wêreld leef, en net verlief is op die man en vrou wat jy in die spieël sien. En dis al waaroor dit gaan, dis oor myself en oor ek. Daai egosentrisme. En dit is om vannaar te word, dis omtrent soos die storie van prins Narcissus, wat so verlief op homself was, maar as die tyd toe daar nie spieëls was nie, en al wat 'n vrou is, het hulle harte kom verloor, maar hy het nie een van hulle belangstel, so hoeveel van hulle se harte gebreek. Toe eendag kom hy 'n spruitjie toe hy baie dors was, en hy sien vir homself in hierdie weerkaatsing van die water, hoe mooi, hierdie mooi mens, maar hy besef nie as hy nie, dit was daar nie spieëls nie. En hy raak totaal al verlief op die persoon, en elke keer as hy hierdie persoon ook gryp, dan vertroebel die water, dan verloor hy die beeld, en hy was so gefrustreerd naderhand, dat hy homself met sy eie dolk om die lewe gebring het. Dis daarvandaan dat mense praat van narcisme. Dis die daffodilblommetjie, die geel blommetjie, is ook die narcisblommetjie, wat so in die water inkyk, dis waar dit vandaan kom. En daai narcisme, daai selfliefde, daai beheptheid met jouself, daai selfsug is bitter lelik. En die wêreld is so besmet daarvan, die wêreld is so vol daarvan, dat mense eintlik dink, dat ons in die kerk sal sê, mens moet jouself lief hê. Maar kom ons kyk, wat bedoel die Bybel? En wat probeer ek vandag vir jou sê? As ek vir jou sê, wat my ma vir my probeer sê, oor wees ook lief vir jouself. Nou, wat van woorde soos, ek is lief vir myself so, ek het selfrespek. En as jy nie vir jouself respek het, dan is jy baie diep in die moeilikheid. Versorg jouself. Pas jouself op. Beveilig jouself. Wees versigtig. Maak vrede met jouself. Jy kan jouself ondersoek nie, jy kan jouself kastei, jy kan jouself kritiseer. En daar's regstellende aksie wat ons baie keer in ons lewens moet doen, maar maak vrede met jouself en vergewe jouself eventueel. Hou ook van jouself om binne in hierdie lyf, hierdie mens te wees vir een lewe op aarde. Aanvaar jouself. Is dit verkeerd? Dink jy sal sê, dis verkeerd nie. Dit hoort so. Kom ons kyk 'n bietjie na 'n teks wat hierby aansluit. Matteus 22 vers 35 tot 40 vertel vir ons van die wetgeleerde wat by Jesus gekom het en hom probeer vasvra met 'n strikvraag. En hy het hom gevra, meneer, wat is die grootste gebod in die wet? En Jesus het hom so geantwoord, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Dis die eerste en grootste gebod. Maar die tweede wat hiermee gelyk staan is, jou naaste lief hê. Daar staan interessante ander woorde by, soos jouself. Jy moet God lief hê, en jou naaste lief hê, soos jouself. Nou, ek het ook 'n bietjie baie oor die goed gelees, en dit bly 'n kontroversiële ding, onderwerp, om te dink oor selfliefde, en dit goed te praat. Maar, party mense wat vreeslike voorstanders daarvan is, sal vir jou sê, maar daar staan 3 gebooie. En dit is nie so nie, daar's 2 gebooie. En hierdie 2 gebooie word die hele wet en profete saamgevat.
Die twee gebooie is, jy moet God lief hê en jou naaste lief hê. Maar wat beteken dan die byvoegsel? In nabetragting soos jouself. Jy moet ander mense lief hê soos jouself. Hoekom staan dit daar? Want liewe vriende, vriendin, daar word veronderstel in daai teks, daar word veronderstel deur Jesus Christus. Daar word deur God in die woord veronderstel dat jy ook jouself liefhet. En dit is baie belangrik. Kom ons draai dit om. Kom ons sê die omgekeerde. Nee, jy moet jouself nie lief hê nie. Terwyl God jou liefhet. So liefhet dat jy jou liefhet tot die dood toe. Dat hy vir jou dat hy sê ek gee vir jou ewige asem. Ek gee vir jou eendag tot 'n opstandingsliggaam, maar ewig sal jy kan leef. Die Here het bloedige moeite gedoen om ons liefde vir ons te bewys. So wie is ons om onsself nie lief te hê nie. So dit is net verkeerd om te sê, maar ek moet myself nie lief hê nie. Dit is net nie Bybels nie en dit is net nie waar nie. So omdat ons en as ons iemand liefhet, soos my kind, wat doen ek? Ek versorg die kind. Ek sorg vir hom of vir haar. Ek beveilig daai persoon. Ek beskerm daai persoon. Nou, as jy jouself liefhet, wat sou daarmee om jouself te versorg? Om jouself ook lief te hê. Jouself te beskerm. En jouself mooi op te pas. Ons sê mos altyd vir ons kinders, kyk mooi na jouself, wees veilig, kyk bietjie rond, kyk wat jy doen. Ons lewe in 'n goddelose tyd, pas jouself op. Wees lief vir jouself, wees versigtig. Die Bybel is vol daarvan. Wees versigtig hoe jy lewe, want ons lewe in 'n goddelose tyd, 'n goddelose wêreld. Hoekom is dit so? Hoekom hierdie tema vandag hier op Nasionale Vrouedag en dis van toepassing op ons almal? Hoekom moet jy ook jouself lief hê? Hoekom moet jy jouself beveilig? Hoekom moet jy jouself oppas? Want daar's so 'n klomp lang redes daarvoor. Want jy het waarde vir ander mense. Jy is waardevol vir ander mense. Jy is onmisbaar belangrik vir ander mense. Daar's mense daar buitekant wat nie hulle lewe kan indink 'n dag of 'n oomblik sonder jou nie. Sonder jou koestering, sonder jou oë, sonder jou stem, sonder jou aanraking. Jy het waarde. Jy het waarde in God se oë. Jy het waarde in ander mense se oë. En ook ander mense is van jou afhanklik. Jou vrou en jou man, jou kinders, jou ouers is van jou afhanklik. Dan het jy ook 'n invloed op ander mense. 'n belangrike invloed, 'n nodige invloed, 'n deurslaggewende invloed. Jy het 'n effek op ander mense wat nodig is vir die opvoeding van jou kinders, vir die versorging van mense, om van die wêreld 'n beter plek te maak, om jou gesin en jou familie en jou vriendekring bymekaar te hou en om mense te bemoedig in moeilike tye. So jy is onmisbaar belangrik. Ander mense het jou nodig. So, hoe jy jouself versorg, hoe jy na jouself kyk, hoe jy jouself dink, of jy jouself liefhet en of jy vrede met jouself het, 'n geweldige effek op ander mense. Dink nou jy is heeltyd hierdie geveg met jouself, of jy verwaarloos jouself, jy skep jouself af. Jy verniel jouself. Almal is bekommerd. Almal gee jou raad. Kyk mooi na jouself. So, omdat jy ander mense liefhet, en omdat jy hulle wil versorg, dis ook jou Christelike plig om uit te reik na jou naaste, na ander mense, omdat jy ander mense liefhet, omdat jy hulle wil versorg. Daarom moet jy na jouself kyk. Daarom moet jy ook jouself lief hê. Daarom moet jy jouself versorg. Daarom moet jy jouself beskerm.
Ag, die hele Bybel is vol daarvan. Ons kan byvoorbeeld net in die Ou Testament gaan kyk daar in Levitikus 13 wat praat oor die velsiektes. Van hoe jy na jouself moet kyk, hoe jy jouself moet ondersoek. Want jy moet gesond bly. Want as jy nie gesond bly nie, het dit 'n effek op ander mense. En dan moet jy dalk vir 'n week, lees self daar in Levitikus 13, dan moet jy vir 'n week moet jy jouself afsonder. Terwille van ander mense. So is belangrik, die woord sê vir ons, pas jouself op, terwille van jouself, terwille van ander mense. Hoe verskriklik moet dit wees vir ander mense, veral in tyd van die melaatsheid, wat mense daar buite kan die stadspoorte moet leef, wat 'n gevaar is vir hulle eie nabestaandes, om net te sien, daai persoon word nie gesond nie. Hier kom ons in die COVID-19 tyd. En dieselfde tipe van ding speel homself af. En ons moet van ons kant af die moeite doen. Ons bes doen, Here sal die res doen. Ons moet alles ons vermoë doen om nie geïnfekteer te word nie. Alles vermoë doen om gesond te bly. Vir griep, vir tuberkulose. Wat ook al aansteeklike siekte is, ons probeer om onsself daarvan skoon te hou. So daarom het ons graad 1 en 2 al geleer, ons moet ons hande was en veilige afstand hou ensovoorts. En skoon leef. Ons weet dit nog altyd en dit word net weer op ons brood gesmeer die laaste ruk. So ons moet alles ons vermoë doen om gesond te bly en gesond te word. Want dit het 'n geweldige effek op my naaste. So as ek myself verbaar, as ek nie omgee en sê ag ja, ek kan maar die COVID-19 siekte kry. Ek kan maar infeksie kry. Ek moet hierdie virus nou kry en dit moet nou verbykom. Dit is uiters onverantwoordelik. Dit is uiters liefdeloos teenoor jouself, teenoor jou naaste om so te praat. So as hy enigstens hulp beskikbaar is, enigstens raad beskikbaar is, gryp dit, gebruik dit, wees gesond, want jy is 'n baie belangrike mens in die Here se oë en ook in jou nabestaandes se oë. Wees ook lief vir jouself. Jy is nie net belangrik vir ander mense nie. Jy is veral ook belangrik vir God. Dink byvoorbeeld aan daai teks in 1 Korintiërs 6 daar by vers 19. Want weet julle nie staan daar dat jou liggaam 'n tempel van God is, waar binne God woon? En daarom moet julle niks te doen hê met 'n losbandige lewe, byvoorbeeld seksuele losbandigheid of vuil tipe leefstyl nie. Want jou liggaam is die tempel van God, waar binne hy woon. En hoe is 'n tempel? 'n Tempel is tog 'n plek. Okay, soos ons liggaam wat die tempel van die Here is, moet soos 'n tempel wees. Hoe is 'n tempel? Daar's liefde. Daar's vrede. Daar's geloof. Daar's veiligheid. Dat eker so ouetjie gepreek en hy's vreeslik vervelig gepreek en toe vra die mense vir die man wat preek, die prediker, nou plaat jy nie as die mense so slaap terwyl jy preek nie, sê hy, nee, dit pla my nie, want dit sê vir my hulle voel veilig. Dis 'n plek van veiligheid. Dis 'n plek van rustigheid. Dis 'n plek van vergifnis. Dis 'n plek van versorging. 'n Tempel is so 'n plek. En ons liggaam moet ook so wees. So, wie is jy om jouself anders te ag, om jouself minderwaardig te ag, om jouself te minag? As God sê, maar jou liggaam is my tempel waar ek woon. En ek woon daardeur my Heilige Gees in jou. Dis ons om dan anders daaroor te dink, anders oor onsself te dink. Ons word na die beeld van God gemaak. Kyk, 'n pragtige Psalm 8 wat sê, wat is die mens dat u hom dink? Die mensekind dat u hom omsien. En die mens net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak en hom of haar met aansien en eer gekroon. En dat hom en haar heers oor die hele skepping ensovoorts. So ons te opdrag. Eerste verantwoordelikheid. Eerste plig om mooi na onsself te kyk. Om onsself lief te hê. En te besef, my liggaam is 'n tempel van die Here. Ek is belangrik vir God, ek is belangrik vir mense. So kom ons kyk ten slotte net na 'n paar woorde, wat ek nie elkeen gaan oor uitbrei nie, wat ek in jou middag gaan laat. Vat hierdie woorde, skryf hulle neer, gaan dink daaroor.
Jy moet die alle koste probeer om na jou gesondheid te kyk. Volg 'n gesonde dieet. Volg 'n gesonde leefstyl. Slaap genoeg. Drink genoeg water. Maak seker wat jy inneem, dat dit vir jou goed is. Ons drink net 'n pilletjie en voel ons beter, maar dit het neeweffekte. Wat is die regte ding om te doen om 'n gesonde liggaam te hê? En 'n gesonde gees te hê? En 'n gesonde gemoed te hê? Want ons liggaam bestaan uit liggaam, siel en gees. Die volgende ding is, waarop ons met fokus ook, buite ons gesondheid, is ons geloof. Ons verhouding met ons Skepper. Ons moet fokus op geluk. Ek moet self gelukkig wees. Ek moet self 'n happy chappy wees. Ek moet tevrede wees met myself, my eie vel. Om te geluk te kan uitdeel. Geluk te kan uitdra. Was ek hierdie sielsongelukkige mens is. Wat gaan dan van my word? Die volgende gees sluit daarbey aan, my gemoed. Hoe is jou gemoedstoestand? Doen moeite daaraan om vrede te hê. Doen moeite daaraan om 'n gemoedstoestand te hê, waarmee almal rondom jou kan saamleef. En wat ons voordeel is van almal rondom jou ook. Wees veilig. Maak seker jy lewe 'n veilige lewe. Jy lewe in 'n veilige omgewing. Daar's baie skadelike omstandighede, skadelike situasies, skadelike middels daar buite. Wees versigtig daarvoor, want jy's breekbaar en broos. Enige mens is sterflik. Jy het 'n verantwoordelikheid om jouself op te pas. Staan in gesonde verhoudings. Omring jou met wonderlike vriende. Min daaraan uit om 'n goeie vriend of 'n vriendin te wees. Staan sterk daarin om 'n wonderlike positiewe impak te maak op die wêreld. Versorg jouself mooi. Leef in vrede met ander mense. Want jy is waardevol in God se oë en in ander mense se oë. Maar jy is veronderstel om ook in jou eie oë waardevol te wees. Wees ook lief vir jouself. Dis my boodskap aan my ma nog al die jare. En dit ekho net in my kop hierdie week. En my verlange na haar, na sy 3 weke gelede oorlede is. En sy is reg. Wees ook lief vir jouself. Want dan kan jy maklik ander mense lief hê. En dan kan jy gespaar wees vir mense vir baie jare. Mag die Here ook vir jou seën. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u liefde vir ons. Help ons dan ook om onsself lief te hê. Op 'n gesonde manier. Nie op 'n selfsugtige manier nie, maar 'n manier tot u eer. Tot voordeel van u groot naam. Tot voordeel, tot blydskap. Die bate van die mense om ons, wat ons so nodig het en ons lewens so waardeer. Here, seën ons met 'n volspoed lewe. Begin by u liefde vir my en ek kan nie anders nie, maar ek moet ook op die regte manier vir myself lief wees en ook vir mense om my, sodat ek 'n gelukkige mens kan wees wat 'n groot verskil kan maak in die wêreld waarin ek leef. Ons bid dit alles in Christus se naam. Amen. Dankie, seënde dag vir jou, mag dit baie goed